Goeiemôre, ons sê vir jou baie welkom by Wapendraer Sondag. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons loof na die Here, deur saam te sing uit Psalm 33, verse 1, 6 en 7. Sing juichend, sing 'n nuwe loflied, besing opnuut die Heer se naam. Bring nou 'n lofgesang met eerbied, soos dit gehoorsaam is betaam. Net deur sy gedagte is die Heer by magte om te laat geskied. Wat hy doen duur ewig, vasstaande en stewig, soos hy dit gebied. Wat baat die grootheid van sy leer. Hy wen nie deur die perdse kragte, wie triomfeer staan op die Heer. En na die wat hom dien, sal die Here omsien, hy sal hom behou. Sal deur sy krag wen, hulle wat sy mag ken en daarop vertrou. Die Here gee ons sy beskerming, hy sal sy oog op ons behou. Ons stel ons hoop op sy ontferming, ons sal op hom ons hulp vertrou. God se naam is heilig, by hom is ons veilig, hy sal altyd red. In ons vreugde lag ons, op sy goedheid wag ons, hoopvol in gebed. Jacqueline gaan nou vir ons voorgaan in ons geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het uit die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons kyk nou eerlik na onsself in die lig van God se woord. Ons gaan dit volgende doen deur saam te lees uit Jakobus 1 vanaf vers 12. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet.
Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voor. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julle self mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om het so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou praat nie, en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike, vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier, en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. As ons nou eerlik ook ons eie lewe voor die Here plaas, dan moet ons ook erken en bely dat ons self ook skuldig staan en sonde het. Kom ons gebruik nou die volgende minuut om ook ons eie sonde, dit waarvan ons bewus is en ook dit waarvan ons nie bewus is nie, nou voor die Here te bely. Wanneer ons sonde so vir die Here bely, dan kan ons net vasgryp aan God se genade, onbeskryflik groot. Kom ons doen dit nou met die woorde van Lied 510, verse 1, 2 en 4. For
sluit die oor, dan bid ons saam. Hemelse Vader en almagtige God, ons word nou stil voor U. Ons buig baie diep voor U neer. Ons prys en aanbid U, want U is oneindig groot en goed. En aan U liefde is daar geen einde nie. Dit is vir ons lekker om nou so voor U te mag verskyn en so met U te mag praat. Ons is baie lief vir U. Vader, maar ons staan ook verleë en skaam voor U. Want ons besef ons is almal skuldig aan sonde. En U weet en U sien alles. Skryf asseblief ons sonde skuld af. Is dit uit. Verwyder dit van ons. Dankie dat ons kon sing van U genade, onbeskryflik groot, ook vir ons. Ons gryp vas aan U genade. Here, ons bid vir ons gemeente. Help ons om die eenheid te handhaaf wat U self onder ons gesmee het. Help ons om werklik vir mekaar lief te wees. Help ons ook om geduldig en verdraagsaam teenoor mekaar te wees en mekaar te vergewe. Bewaar ons ook van die bose, wat maar al te graag verdeeldheid onder ons wil saai. Vader, wees met almal wat siek is. Ons dink in die besonder aan almal wat deur COVID geraak word. Dankie dat daar reeds enstowwe beskikbaar is. Dankie vir almal wat al 'n inenting kon kry. Ons smeek dat U tog 'n einde sal bring aan hierdie verskriklike pandemie en dat U ons ook deur hierdie derde golf sal bewaar. Wees ook met al ons ouer mense. En veral aan die wat daagliks pyn beleef en wat so alleen is. Ons harte gaan ook uit na elkeen wat geliefdes verloor het en wat nog worstel met hartseer en vra en verlange. Vertroos U hulle deur U Heilige Gees. Wees met al ons jong mense. U weet, heelwat van ons jong mense sukkel om 'n behoorlike werk te kry. Party soek ook nog na die regte lewensmaat. Ander worstel met versoekings en verkeerde vriende. Gee U vir ons uitkoms en help ons ook om gehoorsaam aan U te wees. Ons bid vir al ons kinders. Seën hulle in hulle skoolwerk. Ook in hierdie tyd met al die baie uitdagings. U weet ook, hulle is baie besig. Help hulle om nie so besig te raak dat hulle nie meer tyd vir U het nie. Ons dra ook al ons kleuters en ons babietjies aan U op. Gee dat ons kleuters en ons kinders hier welkom sal voel. En help ons om vir hulle 'n ruimte hier te skep waar hulle welkom sal voel. Want hulle is baie kosbaar vir ons as 'n gemeente en ook vir U. Gee ook dat hulle U steeds beter sal leer ken, soos wat hulle groter word. En dat hulle al hoe meer ook in 'n lewende verhouding met U sal leef. Vader, waar ons nou na U woord gaan luister, bid ons dat U dit vir ons sal oopmaak deur U Gees. Help ons om te verstaan en te gaan doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons sing nou van ons verlossing, die feit dat Jesus ons ook met sy kosbare bloed losgekoop het, vrygekoop het. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit Lied 292, verse 1 en 2.
Kom ons luister nou saam na die woord van die Here uit Efesiërs 6. Ons gaan saam lees vanaf vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op, en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid, dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Ons fokus vanoggend op die eerste woorde in vers 18. Doen dit alles biddend. Ons tema vanoggend, trek God se volle wapenrusting biddend aan vir die stryd. Baie van ons sal onthou dat ons verlede jaar in Maart ons eerste wapendraersondag in hierdie gemeente gehad het. En daar het baie van die leiers in ons gemeente 'n verbintenis gemaak om vir hierdie gemeente te bid. En baie van ons lidmate het ook toe 'n verbintenis gemaak om spesifiek vir die leiers van ons gemeente te bid. As jy so 'n verbintenis gemaak het verlede jaar, dan moet ons vanoggend vir jou vra, hoe vaar jy met jou verbintenis? Ons bou nou ook al vir 'n hele klompie weke op na vandag, ons tweede wapendraer Sondag. So hoekom gee ons soveel aandag aan die feit dat ons wapendraers of bidders moet wees? Ons doen dit want elke ware gelowige oor die wêreld en elke ware gemeente van ons Here Jesus Christus en ook ons eie gemeente is onder aanval. Hier in Efesiërs 6 lees ons is in 'n stryd gewikkeld, nie teen mense nie, maar teen die Satan en sy bose magte. Letterlik staan hier, ons is in 'n worstelstryd gewikkeld. Aan die ander woorde, 'n intense oorlog. Ons vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. En hy haat God met 'n uiterste haat. En daarom sal hy alles doen om gelowiges en ook gemeentes te vernietig en uitmekaar te skeer. Soms val hy gelowiges en gemeentes verwoestend aan, soos 'n kwaai brullende leeu. En ander kere loods hy die aanval lustig en slinks en subtiel, soos 'n slang wat sy prooi bekruip, sonder dat die prooi dit weet. Partykeer kom die aanval van binne die gemeente en partykeer van buite. Ons vyand val ook graag aan wanneer jy moeg is of alleen is of hartseer is of afvoel. En ander kere val hy gelowiges in gemeentes juis aan op hulle sterkpunte.
Hy is veral lief daarvoor om twyfel by jou te saai en om jou aan te kla en om verdeeldheid tussen gelowiges en in gemeentes te saai. Lees ook hier in vers 13 van die dae van onheil. En dis daardie dae wanneer die aanvalle van die duiwel en sy magte op jou of op die gemeente die ergste is. En dan sien ons ook in die Bybel dat die duiwel baie lief daarvoor is om leiers in gemeentes aan te val. Die leraar en die ouderlinge en die diakens en ander wat leiding neem. Hulle is sy strategiese teikens in die oorlog. Want hulle is die wat die voorbeeld moet stel en die pas moet aangee en die rigting moet gee en die waardes moet stel. En dan moet ons as gemeente onder geen illusies wees nie. Hoe gesonder ons gemeente word en hoe meer ons doen wat die Here wil hê ons moet doen, hoe feller gaan hierdie aanslag ook wees op ons eie gemeente. Want hoe meer ons is wat God wil hê ons moet wees en hoe meer ons ook doen wat God wil hê ons moet doen, hoe groter bedreiging is ons vir ons vyand. So wat moet ons as gelowiges en as leiers en ook as gemeente doen om staande te bly in hierdie stryd? Die eerste wat die Here vir ons sê vanoggend in vers 10 is soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Letterlik staan hier in die oorspronklike taal dat ons as gelowiges voortdurend met krag versterk moet word. Die krag kom dus nie van onsself nie, maar van God. Ons sien ook waar ons hierdie krag kry. Ons kry dit slegs as ons in die Here is. Met ander woorde, as daar 'n lewende verbinding tussen jou en ons Here Jesus is. Sonder 'n lewende verhouding met ons Here Jesus is jy kragteloos en magteloos in hierdie stryd. En dan moet ons ook besef hoe ontsettende groot krag en mag tot ons beskikking is vir hierdie stryd. Paulus het reeds vroeër in hierdie selfde brief in Efesiërs 1 vers 19 gesê, dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het en wat hom laat opvaar het na die hemel, is ook in ons as gelowiges aan die werk. Die punt is dit, al is die duiwel en sy magte inderdaad magtig, as jy in 'n lewende verbintenis met Jesus leef, dan het jy die almagtige met sy onmeetbare mag en krag aan jou kant. En dan is jy aan die wenkant. Volgende sien ons hoe ons bekleed word vir die stryd en hoe God ons juist daardeur ook mag en krag gee vir hierdie stryd. En dit bring ons by ons opdrag, naamlik trek die volle wapenrusting aan. Eerstens sien ons hier in vers 11, hierdie wapenrusting word deur God aan ons gegee. En as ons mooi gaan kyk na die verskillende dele van hierdie wapenrusting wat God gee, dan sien ons dis alles dinge wat God vir ons gee in en deur Jesus en ook deur sy Heilige Gees. Tweedens is dit ook baie belangrik om te sien dat God by herhaling sê, ons moet die volle wapenrusting aantrek. Net so kwesbaar, soos wat 'n soldaat is, wat net die helfte van sy wapenrusting aan het, so kwesbaar en weerloos is jy ook as jy net die helfte van hierdie wapenrusting aan het.
En vir elkeen wat hierdie wapenrusting, die volle wapenrusting aantrek, die God in hierdie gedeelte ook wonderlike beloftes. Hy sê, as jy die volle wapenrusting aan het, dan sal jy kan weerstand bied teen die aanvalle. Selfs in daardie dae van onheil, waar die aanvalle op hulle ergste is. En dan sal jy ook op jou pos kan bly, deur die aanvalle heen, tot die einde toe. Wat 'n wonderlike beloftes is dit nie ook vir ons gemeente en vir elkeen van ons persoonlik wat in hierdie stryd is nie. Ons kyk nou volgende na die wapenrusting self. Die eerste deel van hierdie wapenrusting is die waarheid as gordel om jou heupe. Soos ons weet, het die meeste Romeinse burgers 'n loshangende kleed gedra. As daardie kleed tussen jou voete verstringel raak in 'n geveg, dan kon jy struikel. En daarom het die soldate die kleed om hulle heupe vasgebind met 'n heupgordel. En nou is daar ook veral twee maniere hoe ons in ons stryd teen ons vyand ook self kan struikel. Die eerste is as die duiwel ons aanval met leuns. Veral as daardie leuns so 'n bietjie gekamoufleer is as die waarheid. En die tweede manier hoe jy kan struikel is as jy self nie heeltemal eerlik en opreg is nie. Byvoorbeeld as jy vir die Here stry met allerlei bymotiewe. Beide hierdie dinge kan 'n mens lelik laat struikel in die stryd. Soos 'n los kleed hier tussen jou bene. Wat doen jy om staande te bly? Jy trek die waarheid as jou heupgordel aan. Ons bly by die waarheid van die woord, soos ons dit ook bely. En ons bly ook opreg en eerlik in ons dienswerk vir die Here. Die tweede deel van hierdie wapenrusting is God se vryspraak as ons borsharnas. Nou ons moet onthou, ons hart is ook 'n sagte teiken vir ons vyand. Hy hou daarvan om ons in ons harte te laat twyfel of ons regtig van al ons sondes vrygespreek is. En juist vir hierdie aanvalle wat so op ons hart gerig is, gee God vir ons nog 'n deel van die wapenrusting, en dis die voortdurende versekering van jou vryspraak. Nou, ons moet onthou, jy word vrygespreek van al jou sondes wanneer jy glo. Dan verklaar God dat jy vrygespreek is en dat jou sondes vergewe is en dat jy voor God reg is of regverdig is. En hierdie vryspraak is 'n eenmalige gebeurtenis wat vir altyd hou. As jy 'n ware gelowige is, 'n wedergebore kind van God, dan is jy nie vandag vrygespreek en môre nie meer vrygespreek nie. Maar die duiwel hou baie daarvan om jou juis in jou hart daaroor te laat twyfel. Sit daarom God se versekering van jou vryspraak as 'n borsharnas aan, om ook jou hart te beskerm teen daardie aanvalle. Die derde deel van die wapenrusting is die bereidheid om die evangelie te verkondig as skoene aan jou voete. Nou, hierdie is sekerlik een van die plekke waar ons vyand 'n gemeente die seerste kan maak. En dis as gemeentelede nie bereid is om die evangelie te verkondig nie. Dis wat gebeur wanneer lidmate na binne gerig word en net vir hulle self en hulle eie belange begin leef. Of as jy skaam word om die evangelie te bring tussen jou vriende en kollegas en familie.
of as jy bang is vir negatiewe reaksies wat moontlik kan volg as jy getuig. Of as dit vir jou voel die werk is te groot en jy in ons gemeente is dalk nie opgewasse nie. Die Here sê vir ons hier, trek daardie skoene van bereidheid aan. En vat die pad met jou skoene en gaan. En bring die evangelie aan die ongelowiges en die kerkloses en die kerklooses wat die Here oor jou pad stuur. Moet onthou deur mense van die Satan se kant af oor te wen vir Jesus, maak jy vir die Satan ontsettend baie skade in hierdie stryd en hierdie oorlog. Die vierde deel van ons wapenrusting is die skild van ons geloof. En baie van ons het al brandpyle in films gesien. Dit is daardie pyle wat die vyand in die pik steek en dan aan die brand steek met die doel om alles wat daardie pyle tref te verwoes en te verbrand. Nou ons vyand stuur ook uit alle rigtings sulke brandpyle op ons as gelowiges af. Dit kom in die vorm van aanvalle deur mense, of swaar kry, of versoekings, of sondige gedagtes, of begeertes wat hier binne in jou begin leef, of selfsug, of vrees, of teleurstelling, of wat ook al. En die doel van ons vyand met daardie brandpyle is om jou te laat twyfel. En is juist deur die twyfel dat hy dikwels die vernietiging en die verwoesting saai. En vir hierdie brandpyle wat twyfel by ons veroorsaak, gee God vir ons die skild van geloof. As jy die woord geloof in die oorspronklike taal mooi gaan kyk, gaan dit spesifiek oor geloofsvertroue. Om te midde van al die brandpyle jouself in die geloof aan God oor te gee en alleen op hom te vertrou, al verstaan jy nie alles nie, en nou weet jy ook nie al die antwoorde nie. Jou skild is jou vaste vertroue dat God jou veilig in sy hand vashou, dat hy die beste weet en dat hy ook alles vir jou en goeie sal laat meewerk. Die vyfde deel van hierdie wapenrusting is die helm van ons verlossing. Ons moet onthou, ons vyand hou ook daarvan om ons in ons koppe of in ons gedagtes aan te val. Soos ons weet, kan kopwonde dodelik wees. Ons vyand laat jou soms vergeet van jou verlossing uit die straf van sonde. En laat jy ook soms vergeet van jou verlossing uit die mag van sonde. As jy begin vergeet van jou verlossing, dit nie meer so in die sentrum van jou gedagtes staan nie. Of as jy in jou gedagtes jouself weer begin oorgee aan die mag van sonde, dan wen die duiwel daardie ronde van aanvalle. Soos ons vanoggend in Jakobus gelees het, sonde begin dikwels in ons gedagtes. En daarom sê God, beskerm jou gedagtes deur voortdurend te fokus op jou verlossing uit die straf van sonde. Dit is jou motivering. En fokus ook voortdurend op jou verlossing uit die mag van sonde. Nou, God het jou verlos om heilig en onberispelik voor hom te leef. Die sesde en laaste deel van hierdie wapenrusting is die swaard van die Gees, die woord van God, die Bybel. Onthou jy wat ons Here Jesus gedoen het, toe hy deur die Satan daar in die woestyn versoek is? Ons lees daar, Jesus het met elke aanval die woord van God, die Bybel gebruik, om daar die aanvalle af te weer. En God gee ook vir jou dieselfde woord en Gees
om in hierdie stryd te verdedig en aan te val. En nou weet ons ook, hoe beter 'n soldaat sy swaard ken, en hoe meer gereeld hy met sy swaard oefen, hoe beter kan hy sy swaard gebruik. Daarom die vraag, hoe goed ken jy jou Bybel? En hoe gereeld oefen jy met jou Bybel onder leiding van die Heilige Gees? Nou weet ek nie of jy dit ook opgetel het nie. Is dit nie vir jou vreemd dat gebed nie een van die dele van die wapenrusting is nie? En dit terwyl ons Here Jesus ons voortdurend leer dat ons moet bid wanneer ons hierdie aanvalle in die stryd beleef. En dit bring ons by ons laaste punt vanoggend en ook die kern, naamlik doen dit alles bidend. Jy opgemerk, na God met ons gepraat het oor die grootheid van die krag en mag wat daar in die Here is, en dat God ons met hierdie krag en mag bekleed deur die wapenrusting, dan sê hy vir ons, doen dit alles bidend. En daarmee sê God vir ons, dis juist deur gebed wat jy met hierdie groot krag en mag vir die stryd versterk word. Want is juist deur gebed wat jy hierdie wapenrusting aantrek. Hoor mooi, sonder gebed is jy dus soos 'n kragtelose soldaat sonder 'n wapenrusting. Dan is jy totaal weerloos en kragteloos en kwesbaar. Verder sien ons ook in die konteks van ons geestelike stryd dat daar by elke geleentheid gebid en gesmeek moet word. En daarmee sê die Heer vir ons, in hierdie stryd is daar nie maar net hier en daar 'n kort gebedjie nodig nie. Maar die Here soek by ons 'n gebedslewe en volharding in gebed. Derdens sien ons ook hier, ons moet bid deur die Gees. En dit beteken gewoon om te bid onder leiding van die Heilige Gees. En terwyl jy deur die Gees beheer word. Laastens sien ons ook in hierdie konteks van ons geestelike stryd vir wie gebid moet word. In die eerste plek vir jouself. Dat jy ook self met God se krag en mag versterk sal word. En dat jy self ook met jou wapenrusting op jou pos sal bly. Tweede plek moet ons vir alle gelowiges bid. Ons moet onthou, reg oor die wêreld beleef alle gelowiges en alle ware gelowiges hierdie selfde stryd en dieselfde oorlog. As jy nie hierdie stryd beleef nie, dan is daar groot fout. En daarins vra Paulus in hierdie gedeelte dat daar ook vir hom as leraar en as leier gebid moet word. En ons moet onthou, ons het reeds aan die begin gehoor dat leiers in gemeentes dikwels die strategiese teiken van die Satan is. Want leiers is die wat die voorbeeld moet stel en wat die pas moet aangee en wat die rigting en die visie moet gee en wat ook die waardes daar moet stel. En juist daarom moet daar baie vir leiers gebid word. Veral ook vir die wyse waarop hulle die woord verkondig, soos wat Paulus hier in hierdie gedeelte vra. Gelowiges kan deur hulle gebede as te ware hulle wapenrustings rondom die leiers opsit, om die aanvalle van alle kante ook op die leier te keer. So wat kan ons op hierdie Wapendraer Sondag met ons saamvat? Ons het vanoggend gehoor, gelowiges en gemeentes deur die eeue en vandag is in 'n reuse stryd. Ook ons eie gemeente in 2021. En hoe meer ons by God se plan inval, en hoe meer ons besig is met dit wat God wil hê ons moet besig wees,
hoe erger gaan hierdie stryd word. Wat moet ons doen? Soek bidend jou krag in die Here en in sy groot mag. Word ook bekleed met God se krag en mag, deur bidend die wapenrusting, die volle wapenrusting aan te trek. En kom ook met jou wapenrusting rondom ander gelowiges en veral ook rondom die leiers saam. Dan sal ons ook kan weerstand bied teen elke aanval, selfs ook in die dae van onheil. En sal ons ook hier in Sasolburg op ons pos kan bly. Dis God se belofte. As jy nie hieroor verlede jaar 'n verbintenis aan God gemaak het nie, of as jy dalk nie jou verbintenis nagekom het nie, dan is die vraag nou, is jy gereed om vandag hieroor 'n verbintenis aan God te maak? Ons moet onthou, die stryd word erger. Amen. Kom ons antwoord nou die woord van die Here, deur met God ook nou te praat in gebed. Vader, ons beleef almal voortdurend die aanvalle van hierdie worstelstryd waarin ons gewikkeld is. Dit is so lekker om aan u kant te wees. Dankie vir die ontsettende groot krag wat tot ons beskikking is in Jesus vir hierdie stryd. Dankie ook vir hierdie wonderlike wapenrusting wat u vir ons gee, waarmee u ons ook met hierdie krag en mag bekleed. Ons het ook vandag gesien hoe kernbelangrik gebed in hierdie stryd is. En daarom wil ons as leiers vanoggend vir elkeen in hierdie gemeente bid. Help ons almal om daagliks bidend ons wapenrustings aan te trek en om weerstand te bied teen die aanvalle van die duiwel en om tot op die einde op ons pos te bly. Here, ons as 'n gemeente, as lidmate, bid ook vir elke leier in ons gemeente. U weet, die aanvalle word dikwels juist toegespits op ons leiers. Help ons leiers om gepantserd te wees met u wapenrusting en om getrou te bly aan u en ook getrou hulle dienswerk te doen. Moenie dat ons leiers deur teleurstelling of aanvalle moed verloor en verslap in hulle dienswerk nie. Help ons leiers ook om in hierdie stryd die regte voorbeeld te stel en om die regte koers aan te dui en die regte pas aan te gee. Help ons hele gemeente ook getrou daarin om te bid vir ons leiers. Help die gemeente om ook gereeld te bid vir my en my gesin. Ons het dit so nodig, dat ons almal getrou die wapen van gebed opneem vir hierdie stryd. Amen. Kom ons antwoord nou verder op dit wat die Here vir ons in die woord gesê het. Die Here baie mooi bereiding te sing van hierdie gedeelte in Efesiërs 6 wat ons vanoggend na gekyk het.
Ons kan nie hierdie stryd ingaan, as die Here ons nie seën nie, en dan stuur die Here jou nou ook hierdie stryd in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ons het net die volgende afkondigings. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid. En by die deur is dit 'n note-kollekte vir die kerkkas. Ons herinner almal aan ons visvangkompetisie. Ons vra dat julle dit asseblief uit sal versprei, hierdie advertensie. Ons het dit nou al by 'n paar geleenthede aangestuur. En dan herinner ons ook almal aan ons Dawid projek. As jy 'n gawe het om te gee, vra ons dit dat jy asseblief vir oom Gerrit Steenkamp of oom Frans Krause sal kontak. Ons dink aan ons lief en leed, steeds aan 'n vrikkend aan Jean Miller wat COVID het, ook aan die van Skalkwyk gesin wat COVID het, ook aan Dominee Richard en sy vrou Louise Verheyne wat ook COVID het, wat dit hier by ons ook in die gemeente opgedoen het. En dan dink ons ook aan Kobus en Alida Kreer steeds. Kobus ook met sy behandeling en herstel na sy operasie. En dan het ons ook met hartseer verneem dat Alida Kreer sy suster ook hierdie week oorlede is aan COVID. Ons dink in die besonder ook aan haar en haar familie. En daarmee groet ons jou en ons wens vir jou baie geseënde Wapendrager Sondag toe.